Vandag moet julle vir my luister. Jakob herhaal. Ek het niks gehoor, Jakob herhaal. Ons, dis lekker om vanoggend saam met julle die woord te bedien. En ons begin vandag met 'n nuwe reeks. En hierdie reeks is eintlik so 'n amazing reeks. En so later, soos ons aangaan, sê julle agterkom hoekom ons hierdie beelde gebruik het en hoekom hierdie onderwerp en so aan. Maar dit gaan daaroor dat jy is geroep vir meer. You are called to more. En ek dink wanneer ek hieroor praat, dan besef ek hierdie reeks is eintlik so eenvoudig, maar dit is eintlik noodsaaklik vir elkeen van ons. Dit is noodsaaklik vir jou Christelike lewe, dat Heilige Gees is eintlik die persoonlike teenwoordigheid van God in elkeen van ons se lewe, en hy het gekom om die liefde van God in jou lewe en in my lewe uit te kom straal. Hy het gekom om ons lewe te kom vul met dit wat God eintlik heel aan die begin in stoor gehad het, wat God altyd oor gedroom het, was juist dat dit nie net 'n ervaring is nie, maar dit regtig 'n werklikheid, 'n dag tot dag stap en wandel sal wees met God. En ek dink, waar ons daai besef, dan besef ek, hierdie is die kernteks wat ons gaan gebruik in hierdie volgende paar weke, in Romeine hoofstuk 5, wat dit eintlik so mooi vir ons saamvat. Vers 5 sê dit, en die hoop beskaam nie, want God het sy wat? Julle moet my nou help, God het sy wat? Sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. So hy het sy liefde aan ons uitgegee deur Heilige Gees, en daardeur leef ek en jy in dit. Ek hou van wat die Message vertaling of die boodskap parafrase die volgende sê. Hy sê, wanneer ons al ons hoop op God stel, sal ons nooit teleurgestel wees nie. Want hy vul ons lewe elke dag met sy liefde. Dit doen hy deur Heilige Gees wat by ons bly. Nie by ons kuier nie, wat by ons bly, wat 'n permanente woning kom maak het binne jou en my. En ek dink, wanneer ek hierna verwys, dan besef ek, dit is so kragtig om net te besef dat ek is dan geroep vir baie meer, want hy het gekies om my sy woning te maak. Hy het gekies om my lewe te kom deurweek met wie hy is, sy persoonlike teenwoordigheid, die persoonlike krag wat in en deur my werk, en hy is die een, Heilige Gees, wat die liefde van God 'n werklikheid in my lewe kom maak. En so, hoekom sê ek dit? Want die natuur van Heilige Gees is wat ons baie keer moet verstaan. Daar's 'n natuur, God se natuur is hy's 'n God van liefde. Dit is nie 'n eienskap van God nie, dis sy natuur. Hy is 'n konstante, liefdevolle God. Daar's niks anders rondom God wat ons nie al beleef het nie. Inteendeel, een van die verse wat ek en jy op skool en dalk in kinderkerk en een van die eerste skrifte wat ons leer ken het, was Johannes hoofstuk 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Daar's iets omtrent sy liefde, want hy is liefde, en daardeur kom Heilige Gees, en hy kom stort weer opnuut hierdie liefde van wie God is in ons harte uit, en hy sê, ek gaan dit nie net uitstort nie, maar ek gaan dit 'n werklikheid in jou lewe maak. Ek kom om daar te bly. Dis my natuur, om hierdie liefde vir jou tentoon te stel. Die Heilige Gees van liefde is wat ons nou hierdie volgende tyd wil kyk, en God self wat naby genoeg gekom het sodat ek en jy sy genesing kan beleef, dat ek en jy sy vervulling kan beleef, dat ek en jy sy impak in ons lewe kan verleef, dat ons lewens verandering kan hê, en die doel om Heilige Gees bekend te stel as 'n persoon is nie, dis nie toevallig nie. Hy is nie 'n onpersoonlike krag wat in jou werk nie. Hy is 'n persoon, en ek sal later bietjie rondom dit net vir jou uitbrei. Sy nabyheid, die inwoning, die gemeenskap van hom is die uitdrukking van hierdie goddelike liefde wat ek en jy eintlik wil oor praat vandag. En dit gaan nie net vir my vandag oor 'n geestelike ervaring nie. Dit gaan ook nie om te kan sê, weet jy wat, ek wil maar net beleef wat ander ook beleef nie, en ek wil sien wat ander beleef nie, maar ek wil hê op die einde van die dag dat jy en ek moet 'n lewensverandering in ons lewe
lewe ondergaan van dit is hoekom Heilige Gees gekom het. Jy sien, baie mense dink baie keer dat die Vader is 'n Vader van liefde. Ons dink baie keer dat Jesus is die seun van genade, maar ons kan nie indink dat Heilige Gees eintlik 'n liefdevolle Gees is nie. Ons sien hom net as hierdie krag. Want dis wat ons beleef, dit is wat ons sien. Inteendeel, in die Pinksterkringe was dit altyd so, ons praat, as ons verwys na Heilige Gees, verwys ons na die krag. Ons verwys altyd na wat hy kan doen en nie wie hy is nie. En so sien ons dat hy die krag die hele tyd is en vergeet dat hy eintlik 'n persoon is. En so, vandag wil ek jou kom challenge om vir jou te kan sê en onthou, hy het wat kom uitgiet in ons lewe? God se liefde. As hy God se liefde kom uitgiet in ons lewe en sê, nou kom bly ek saam met hierdie liefde, beteken, hy as mens is dan 'n liefdevolle mens. Hy het God wat naby gekom het, in ons kom woon, en hy het saamgetrek en gesê, ek bly nou permanent hier. Maak skoon, maak reg, want ek het nie gekom om te kuier nie. Ek het gekom om permanent hier te woon. Jy sien, dit is maklik as iemand by jou kom kuier vir so 'n week. My ouers sê altyd vir my, veral toe ons in PE gebly het, en dan het hulle kom kuier, en dan hier by dag 5, dan sê hulle vir my, jy wil nou hê ons moet huis toe gaan, hè? Sê ek, ag weet jy, hulle van Boksburg, ja. Maar jy sien, vir daai 5 dae kan jy jou lewe aanpas vir daai 5 dae, en jy is in mekaar se hare, maar as iemand by jou kom intrek, dan verander jou gedrag, dan verander jou lewe, want jy weet, nou is dit die standaard. En dis wat Heilige Gees kom doen, hy kom woon, en Jesus spreek hierdie woorde, wanneer hy met sy disippels praat, voordat hy gekruisig word, dan sê hy hierdie woorde vir hulle, in Johannes hoofstuk 14, sê hy die volgende, hy sê, en ek sal die Vader bid. Onthou nou wat Jesus gedoen het. Jesus het nooit goed uit sy eie gedoen nie, hy het altyd gesê, ek kom doen slegs dit wat die Vader van my verlang om te doen. So hy was gehoorsaam genoeg om te doen dit wat die Vader vir hom sê om te doen, en inteendeel dan kom hy, dan sit hy met sy disippels, wat later die apostels genoem word, hy sit met hulle, en hy sê, hierdie is wat ek gaan doen, ek gaan die Vader bid, ek gaan vir die Vader vra, en dis wat ek die Vader gaan vra, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid, die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Jy sien, is moeilik om vir 'n nie-Christen of 'n nie-gelowige te verduidelik oor die krag wat in ons werk, en ek dink, omdat ons so groot geword het, en baie keer as sê mense, jy weet, verwys na daai stemmetjie wat vir my gesê het, ek moet nie dit doen nie. En dan doen ons dit anyway. Al die dames, nee, my liefie, toe ek weer kom kry, soos nou die dag praat ek met iemand by die skool, toe sê die persoon op die beheerliggaam, sy sê, nee, ek was op 'n stadium 'n shopaholic, toe sê ek, ja, sy sê, ja, en die stemmetjie het elke aand vir my gesê, moenie koop nie, maar dan lê ek in die bed, en dan wag ek tot my man slaap, vir daai one time, of vir daai OTP, en dan vat ek hom, en sit ek hom in. Ek vra, was dit die stemmetjie, of is dit die Heilige Gees? Sy sê, ag Louwelen, julle pastore, weet julle, sê ek, dalk is dit die Heilige Gees wat met jou gepraat het, maar dis hoe ons groot geword het, ons praat altyd van die stemmetjie, of ek het gevoel, ek moes dit doen, dalk moet jy bewus raak, dis nie net 'n ervaring nie, maar dis die realiteit van die een, die Gees van waarheid, wat die waarheid in jou lewe kom oopbreek. En so vir baie kerke is dit, of ons, jy weet, daar's 2 soorte. Die een sê, ons is baie pro die ervaring, en ons wil net die ervaring van die Heilige Gees beleef. Ek onthou, toe ons in PE was dit hierdie een tannie, sy het altyd so, daar staan sy in die kerk, en dan na die tyd, dan kom sy, en dan sê sy, kyk jy Louwelen, hoendervleis, dan maak sy so. Dan vra ek vir, hoekom tannie? Sy sê, ons het weer vanoggend daai liedjie gesing, die Here se teenwoordigheid. Dis ek, nee tannie, dit was net jou gunsteling liedjie.
Maar jy sien, dis wat ons beleef, dis die ervaring. Anders sê, weet jy wat, hierdie geestelike ervaring hou ek nie van nie. Ek wil dit vir my so ver as wat ek kan, want dit gaan vir my oor die woord. Ek wil die woord lees en daarin wil ek die Here beleef. Anders sê, as ek in die tuin is, dan gee ek hierdie ervaring 'n drukkie, dan voel ek naby aan die Here. Ander sê, as ek by die see is, dan voel ek naby aan die Here. Ander van ons wat hierso sit, as ek deur daai scope kyk, dan voel ek die Here het voorsien. Amen. Dis nou weer jagseisoen, nee, ons weet nou. Jy weet, ons beleef, dis is hierdie ervaring waardeur ons gaan, maar eintlik vra ek vandag die vraag, wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is die persoonlike goddelike inwoning van elke Christen in sy hart. As jy nou nie amen gesê het, die wonder ek oor jou geloof, is jy regtig 'n Christen. Van Christene is slegs Christene, geesvervulde mense. Hoekom? Omdat Heilige Gees in ons kom woon het. Dit maak van jou 'n Christen. Dit maak van jou 'n volgeling. Dis wat Jesus kom doen in Filippense 2. Skryf Paulus so aan die kerk in Filippi. Hy sê die volgende vir hulle: aangesien julle die troos in Christus ondervind het, aangesien julle hom beleef het, aangesien julle hom aangeneem het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eengesind te wees, een in liefde, een in van hart en een in sterwe. Strewe. Sterf saam met Christus, dit wat ek bedoel. Een in strewe, hoekom? Want ons is een saam met hom. Sy Gees het in my kom woon en omdat sy Gees in my woon, begin ek al hoe meer te leef soos wat hy wil hê. En dis hoekom ek vandag sê, hy is die persoon, dit is nie 'n dit nie. Luister mooi wat Jesus sê, Jesus het verwys na die Heilige Gees, hy het hom nou verwys as dit nie, hy verwys na die wêreld ken hom nie. Hy verwys na die Heilige Gees as 'n persoon. En hoekom sê ek dit? Want die Heilige Gees as persoon, as hy 'n persoon is, dan moet jy besef, hy het die liefde kom bring. Hy het lief, Romeine 15 vers 30. En hierdie liefde is nie, dit handel nie net van krag nie, dit is 'n handel van 'n persoon. Jy kan baie keer sê, ek kan lief wees vir my kar, maar jou kar het jou nie terug lief nie. Veral as jy jou in die steek laat. Amen. So dit is nie 'n meganiese ding nie. Dit is 'n persoon. Hy kan bedroef word. Efesiërs 4 vers 30. Jy kan nie krag bedroef nie. Jy kan net 'n persoon bedroef om bedroefheid te veroorsaak, om emosioneel te word of om iemand in verhouding seer te maak. Dit gaan oor die verhouding wat jy het om daai persoon seer te kan maak. Dit gaan oor iemand, dit is die mens, dit is 'n persoon. 'n ander ding is, jy kan die Heilige Gees beledig. Hebreërs 10 vers 29. Jy kan hom beledig. Hoekom? Want hy is 'n persoon. Jy kan nie krag beledig nie. Jy kan net 'n persoon beledig om met minagting te behandel of om te onteer, om te oneerbiedig te verwerp, om iemand te verwerp. Dit gaan oor die persoon wat ek verwerp, dit gaan nie oor iets wat ek verwerp nie. Ek onthou my oupa het altyd gesê, jy moet baie respek hê vir hierdie kar, hy het baie krag. En die dag toe ek hom nie respekteer nie, toe sien ek, hy het baie krag. Want toe ry ek in die paal vas. Want ek wil mos fancy wees. Maar jy sien, dit is 'n meganiese ding. Maar hy kan my nie terug seermaak nie. En Heilige Gees is hierdie persoon wat ek en jy in verhouding moet leef, want hy het gekom om by ons te kom woon. Jesus sê, die Vader sal vir julle 'n ander trooster gee. Wanneer hy praat van 'n ander trooster, sê hy iets soortgelyk. Dis wat die Grieks beteken, iets soortgelyk. Hy sal iemand dieselfde soort as ek vir julle stuur, wat by julle kom wees. En wanneer Jesus hierdie kom sê, dan sê hy eintlik, ek is die een wat onthou, ek is die een wat sonde vergewe, ek is die een wat die
wêreld kom oordeel. Ek was voor Abraham, ek was altyd daar en ek omdat ek is en ek is, sê vir julle dat ek is bereid om die Vader te vra om iemand te stuur wat by julle kan wees, iemand soortgelyk. Dit beteken dat die Heilige Gees God is. Niemand anders nie, dit is nie minder as God nie, nie bloot van God af nie, maar dit is hy wat in ons kom woon. Die Vader kom en kom woon dan in ons deur hierdie gedagte van God. En dis hoekom 2 Korintiërs wat ons nou vir 'n hele lang ruk en nog baie gaan hoor hierdie afgelope tyd, 2 Korintiërs 13 vers 13 wat sê, en nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van Heilige Gees saam met julle bly. Wat hy sê, dit is hierdie omvattende, heelal, totaal en al wie die goddelikheid is, kom woon in ons. En dit gaan nie oor 'n ervaring nie. Dit gaan nie om te sê, ek wil hierdie vir my en daai vir my. Dit gaan om te besef, dis wat God kom doen het. Hy het my sy woning kom maak, en dit is hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy besef, wanneer iemand by ons kom kuier, iemand baie belangrik by ons kom kuier, wat doen ons? Ons maak die huis skoon. Nee. Nou julle, destyds as die dominees by julle kom kuier het en die pastore huisbesoek kom doen het, en dan stof julle mos die Bybel af. Okay, nie julle nie, die ouens in PE. Stof die Bybel af. Die familie Bybel lê daar in die voorportaal oop. Jy weet, en dan lê hy oop met 'n rosie daar, vars rosie. Pastoor moet ook sien, oei, hierdie mense lees Bybel. Jy weet, koekies word gebak en ons haal die beste koppies uit, nee, want hoekom? Iemand belangrik kom, ons drink nou uit Norataki en nie meer uit Pick n Pay se kan nie kraak nie, jy weet, so ons haal hierdie goed uit. Jy weet, dit is die beste goed wat uitgehaal word. Jy pas jou gedrag aan. Die pastoor praat, dan sê, amen pastoor, dankie broer. Jy weet, ewe skielik, ons het hierdie front wat ons opsit, of jy luister ewe skielik aandagtig, en dan van tyd tot tyd, dan hoor jy net jou vrou sê vir jou, my liefie, sê vir pastoor. Ons het dit al 'n verkeer beleef. Nee, my liefie, sê vir pastoor wat jou pla. Laat hy myself sê, los jy, moet hom nie aanmoedig nie. Maar ons gedrag verander, ons maak van, asof dit hierdie geestelike oomblik is van kuier. Weet jy wat, ons is mens. Elke oomblik is 'n geestelike oomblik. Of jy hier by die kerk instap, en of jy met die mense wat die parkering vir jou aanwys te doen het, dit is 'n geestelike oomblik. Met jou werksmense, dit is 'n geestelike oomblik. Elke oomblik is 'n geestelike oomblik. Hoekom? Want die persoon het sy totaal en al teenwoordigheid, alles in jou kom sit, en as gevolg van sy teenwoordigheid verander alles in jou lewe. Jy sien, Jesus noem hom die gees van waarheid. En wanneer hy sê die gees van waarheid, dan sê hy, alles wat ons bekom met die waarheid tentoonstel, inteendeel, wanneer jy die skrif lees, dan besef ons, baie mense praat oor die skrif en sê, ja, maar die Bybel, hoe kan dit wees dat God hom geskryf het? Die Bybel is deur God geïnspireer, deur die Heilige Gees. Hoor wat sê hy, 2 Petrus 1 vers 21, geen profesie is ooit deur die wil van mens voortgebring nie. Geen. Dit praat van die woord. Hy sê, inteendeel, dit was die Heilige Gees wat die profete God se woord laat verkondig. Dit is hy, baie keer, en ek kan vir jou sê, as pastore, baie keer het ons 'n tema en ons voel, dis wat ons wil preek, en dis wat ons beleef, wat ons oor wil preek, maar dan is daar hierdie stoei en hierdie worsteling in jou hart en jou gees, en jy voel, Here, maar U moet vir my 'n woord gee, want ek moet 'n woord praat, en ek kan nou vir jou sê, vandag se lewe is dit baie maklik, ek kan op ChatGPT gaan en sê, Heilige Gees, en dan skryf hy vir my 'n preek, en ek kom hier, en ek deel hom met jou, en jy voel, Jesus, hier is 'n goeie preek, maar jy sien, dit is 'n motivational speech gewees. Van prediking kom nie uit die hart uit, dit kom uit die gees uit. Dit wat ek kom oordra, is dit wat ek beleef, die Here vir my sê, dit is die woord van die Here wat oorgedra word, dit kom nie uit mensgemaakte woorde nie, dit kom uit dit wat die Here vir ons sê in sy woord, en dit is geïnspireer deur Heilige Gees.
Dis hoekom waar ook al jy gaan, baie keer beleef jy dat die Here met jou praat en vir jou sê, jy moet iemand help of jy moet iemand hulp aanbied of jy moet vir hierdie persoon dit sê, dan dink jy nee, Jessie, ek kan dit nou nie doen nie. Geesvervulde mense word geleef, word gewandel in die gees en waar ook al ek gaan is alles geestelik, want hy het my sy woning gemaak. En die Bybel is nie net menslike woorde nie. Dit is deur die Gees geïnspireer. Dis die waarheid. Heilige Gees geïnspireer, maar die Gees doen meer as net om die waarheid te skryf. Weet jy wat maak hy? Hy maak die waarheid lewendig. Hoeveel van ons wat hier so sit met die hande opgesteek, het al die Bybel gelees en dan voel jy, terwyl jy lees hoe daai een skrif so uitstaan, dit voel of hy so opgehelder word. Hoeveel van ons het dit al gedoen? En jy dink dit is maar net een of ander sonstralietjie wat hier skyn. Dis die Gees wat daai woord vir jou laat uitstaan. Hoekom? Want hy wil jou kom inspireer. Hy maak dit vir jou lewendig. Jy sien, dit is een ding om die skrif te lees, maar dit is 'n ander ding om die skrif te beleef. Dit is een ding om te weet God is lief vir jou, maar dit is 'n ander ding om die diepte van sy liefde in jou siel te voel. Wat jy nie altyd kan beskryf nie, van ek beleef dit hier diep binne in my. En ek weet, ek is oortuig, dis wat God kom doen. Jy sien, vir ons wat bril dra, vir 'n oomblik, kan ek hierdie eerste ry mense sien. Ek weet my vrou sit hier. Dis die mooiste, want dit straal so uit. Maar jy sien, ek het hierdie bril gekoop, om het op my kop te sit. Okay, van julle doen, nee. En dan sit jy hom weer terug. Ons beleef het baie met Benny. Maar jy het nie die bril gekoop om op die einde van die dag net neer te sit of om net daar op te sit nie. Jy het hom gekoop sodat jy wanneer jy hom aansit, kan jy die lewe deur hom sien. En net so is dit met die woord van die Here, is wanneer Heilige Gees in jou kom woon en jy vat die woord en jy lees die woord, sien jy jou lewe en elke area van jou lewe deur die bril van die woord. En hierdie waarheid kom deel van jou lewe en die waarheid word die waarheid van ewe skielik sien jy dit, maar jy het ook Heilige Gees wat binne in jou woon, wat jou kom oortuig van dit wat jy raak sien. En dis hoekom ons op die einde van die dag jou wil help om 'n bril aan te kom sit. Dat jy kan weet wie daar sit en wie daar is en hoe kan ek help. En dit is wat ons noem gawes in aksie. Dit is een van die metodes wat ons gebruik. Dit is 'n kursus wat ons jou wil help mee om te kan sê, in hierdie volgende paar weke gaan ek 'n bril opsit, sodat ek die waarheid kan sien, sodat ek dit in aksie kan beleef. En ek wil jou aanmoedig, dit begin die 20ste Mei, jy kan dit ook scan op die koevert, waar jy sê, ek wil graag hierdie bril kom aansit, sodat ek die lewe daardeur kan sien. Skryf op vir hierdie kursus, dit gaan jou lewe verander. Dit is deel, ons gaan dit elke week sê, tot ons begin, sodat almal van ons al deur dit kan wees, want hoekom? Dit help jou, dit is 'n tool in jou hand, in jou toolbox, sodat jy kan sê, Here, ek weet, hoekom U hierdie goed vir my kom doen, ek wil dit graag doen, ek wil dit graag sien. Jy sien, baie van ons is soos 'n Samuel of 'n, kom ons sê Samuel, bevelvoerder. Jy kan op die einde van die dag die leier wees wie jy is. Maar sonder die autoriteit, hierdie is 'n baie groot hoed, is iemand met baie wysheid. Maar sonder hierdie hoed het jy nie die autoriteit nie. Jy kan nog steeds die leier wees. Maar hierdie hoed verteenwoordig die autoriteit, verteenwoordig die mag wat jy verteenwoordig. Dit verteenwoordig, daar's 'n hoër gesag wat ek het heiliglik, en dis dieselfde. Ek wil nie vandag kom en sê hierdie is wat ons net kom opsit nie. Weet jy wat 'n amazing deel? Efesiërs leer ons so, hy sê wanneer ons deur die doopwater gaan, dan beklee ons onsself met Christus. Ons sterf in onsself en ons staan op as nuut, en dis wat baie mense doen. Ons is wie ons is, omdat ons 'n hoër gesag het. Ons is nie meer die hoof nie. Hierdie sê eintlik, my hoof word bedek met die autoriteit wat ek verteenwoordig. En die wapen, en ek weet nie wat alles sit hulle altyd hier op om te kan weet. Generaal is hierso. Om te weet,
Ek doen wat uitgevoer moet word. En daardeur is gawes in aksie een van daai goed om saam met dit om te sê, ek wil my kom beklee met die krag. Ek wil my kom beklee om te kan weet wie Heilige Gees is en hoe hy werk in my lewe. Johannes 14 vers 26 sê die volgende. Hy sê, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ek gaan die woord lees. En partykeer dan highlight ons die woord in die skrif, in die letter. En dan oor 'n paar jaar al lees jy daai selfde en dink jy, ek het dit al gelees, maar vandag staan dit vir my uit. Vandag maak dit vir my sin, is omdat die waarheid oopgebreek word op daai spesifieke oomblik. Dis die voorspraak wat kom, hy kom verdedig my, hy's die een wat langs my kom loop, hy's die een wat my die gesag gee om te kan doen wat ek kan doen. En dit is nie 'n toevallige raadgewer nie, hy's nie 'n tydelike helper nie, hy is 'n permanente regsverteenwoordiger wat elke area van jou lewe jou kom verteenwoordig. Ek het eendag vir een van my vriende wat nou oorlede is gevra, wat in die regsbedryf is, en ek vra vir hom, vertel vir my, wat doen 'n advokaat? Want dis wat die Bybel ook sê, hy praat van die trooster as 'n advokaat, en hy sê die volgende, hy sê, 'n advokaat vat jou storie, en hy maak jou storie beter. Dink gou daaraan. So wanneer hy sê die Heilige Gees kom, as 'n advokaat, as 'n trooster, as 'n helper, hy vat jou storie, en hy maak jou storie beter. Hy kom woon in jou en hy kom verander jou lewe sodat jy nie meer kan leef soos wat jy geleef het in die verlede nie, maar nou kom leef jy met die gesag en die autoriteit en hy maak jou lewe beter. Die Gees getuig saam met jou gees dat jy 'n kind van God is. Wanneer vrees kom fluister en sê jy is alleen, jy is niks werd nie, dan kom die Gees en die Gees kom praat en sê onthou net, jy behoort aan God, dat jou hart dink jy is groter as God. God is groter as jou hart. God is groter as jou gevoelens. God is groter as waardeur jy nou gaan. En dit is presies wat hy kom doen. Hy sê dieselfde Gees in Romeine hoofstuk 8, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef nou binne jou en my. Hy kom getuig saam met ons. Hy sê julle is egter nie in die vlees nie, maar julle is in die Gees. Ons is Gees vervulde mense. Ek is nie net 'n Christen omdat my ID-boekie sê ek is 'n Christen nie. Ek is nie net 'n Christen omdat ek nie assosieer met Moslem of Hindoeïsme nie. Ek is 'n Christen omdat ek my hart vir die Here gegee het en sy Gees het my hart die woning kom maak waar ek bly en nou leef ek anders. 1 Korintiërs 6:17 sê, maar wie die Here aanneem is een Gees met hom. Dis hoekom ek dit nie kan verstaan. Dat Christene baie keer optree soos wat hulle optree, maar dan sê hulle, ek is 'n Christen. Nee, jy's nie 'n Christen nie, jy's 'n kerkmens. En net soos ons 'n kerkmuis het, en op hierdie erf het ons kerkhasies, hulle hardloop hier rond, is jy maar net 'n kerkmens. Nou nie julle nie, verwys na die ouens aan die ander kant van die berg. Ek hoop nou nie iemand ry daar van die noorde af vandag nie. Jy sien, Jesus sê, ek gaan vir julle 'n voorspraak stuur, 'n trooster. 'n Trooster wat die voorspraak vir julle kan wees op hierdie aarde, Heilige Gees. Terwyl ek, Jesus Christus, die voorspraak vir jou sal wees in die hemel. Want terwyl hy daar saam met die Vader aan die regterhand van die Vader sit, wanneer die Vader na jou lewe kyk, dan kyk die Vader na jou deur die bril van Jesus Christus. En al wat Jesus die hele tyd sê, Vader, onthou net, geregverdig is hulle, want my bloed het gevloei. Onthou u die kruis, ek het vir hulle gesterf, ek het daai prys betaal. Jesus stel altyd geregtigheid voor. Hy sê, ek het daardie sonde betaal, my bloed het dit bedek. Geregtigheid is wat vergifnis kom bring, en daardeur is ek die voorspraak vir almal op hierdie aarde. En Heilige Gees wat op die aarde leef, wat in ons kom woon, hy is die voorspraak hier op hierdie aarde vir ons. Johannes 16 vers 13. En dit is net voordat Jesus vir hulle sê hy gaan weg. Sê my, wanneer hy gekom het, Heilige Gees,
Die Gees van waarheid sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Jy sien, wanneer skuld kom, daai skuldgevoelens, dan wys Heilige Gees ons na Jesus toe. Wanneer hy skaamte inkruip in jou lewe, dan wys Heilige Gees ons na Jesus toe. Wanneer vrees kom en ons is bang vir seker goed, dan wys hy vir ons na Jesus toe, dat ek en jy groter en sterker is. Die boodskapvertaling van Johannes 16:13 sê dit so mooi, hy sê, maar as die Heilige Gees eers hier is, sal hy julle hand vat en julle met die paaie van die waarheid langs lei. Hy is immers die Gees wat die waarheid ken en hy sal nie sommer 'n klomp los dinge uit sy eie uit vir julle vertel nie. Hy sal met julle praat oor wat hy gehoor het. Verder sal hy julle ook voorberei vir alles wat nog vir julle voorlê. Die Gees sal voortbou op wat ek gesê het en gedoen het. Dis nie iemand wat sy eie agenda kom dryf nie. Dis iemand wat die agenda van Jesus en die Vader kom dryf, van hulle is een. Dis iemand wat jou kom verteenwoordig, dis iemand wat jou gaan kom verdedig, dis iemand wat by jou gaan wees, wanneer al hierdie goed gebeur, is hy die een wat jou wys na Jesus toe, hy is die een wat jou op hierdie regte pad gaan lei. En vandag wil ek vir jou hierdie storie vertel. En dis waar hierdie vanaf kom. Call to more. Nie call to war nie. Jy sien ons almal en Christene veral, sien baie keer die Heilige Gees as hierdie medalje van eer wat ons kry. En hierdie medalje van eer wat ons kry, sit ons op en ons is nou die generaals in die Gees en ons is hierdie geestelike reëse. Maar dan mis ons baie keer die punt, want 'n medalje van eer, wanneer 'n soldaat 'n medalje van eer ontvang, word dit gegee as erkenning. Dit wys dapperheid, dit is iets wat op die bors gedra word en dit is 'n simbool van eer. Maar dit help jou om nie op die volgende, dit help jou glad nie op die volgende geveg wat jy gaan veg nie. Maar die Heilige Gees is nie soos 'n medalje wat aan jou bors vasgesteek word nie. Die Heilige Gees is nie 'n simbool van eer nie. Hy is nie 'n versiering nie. Hy is nie 'n erkenning nie. Hy word nie gegee sodat ons belangrik kan voel nie. Die Heilige Gees is nie 'n medalje van eer nie, maar hy is 'n gawe om te dien. En hy het eers gekom om jou en my te kom dien as persoon. 'n Medalje sit jy op jou uniform, maar die Heilige Gees loop langs jou en in jou. 'n Medalje herinner jou aan die vorige dapperheid, maar Heilige Gees gee jou krag vir vandag en vir die toekoms. 'n Medalje eer wat jy gedoen het, maar die Heilige Gees help jou om te word wat God jou geroep het om te wees. Hy kom roep jou vir meer. En dis waaroor hierdie gedagte gaan, dat elke soldaat en elke sameur of elke geesvervulde mens wat vandag hier so sit, het die badge gekry van gelowige toe jy deur die doopwater gaan. Want jy het jouself beklee en dis wat jy kom doen, jy het jouself beklee met Christus. Maar Heilige Gees kom as 'n gesag, as 'n autoriteit, as die mens wat binne in jou kom woon en sê, dis nie die medalje op jou uniform wat jy dra en sê, kyk wie is ek nie, maar dit is eintlik hoe ek leef. Want hy is die helper wat langs jou stap. 'n Medalje kan jou nie lei nie, 'n medalje kan jou nie vertroos nie, 'n medalje kan jou nie verdedig nie. Maar Heilige Gees in jou kan dit doen. En dis vir my die krag van dit, 'n persoon, God wat die invloed was en in ons kom woon, die Gees van waarheid, die voorspraak, die trooster, die een wat Jesus werklik gemaak het in jou hart. So 'n medalje kom herinner jou aan jou verlede. Maar die Heilige Gees stap saam met jou in die hede en in die toekoms. En dis hoekom ons vandag 'n voorbeeld van 'n simbool vir jou het.
die heilige sakrament, die nagmaal. Dit was in dieselfde tyd, in daai selfde oomblik, toe Jesus en sy disippels daar gesit het, met die laaste maaltyd, wat hy gesê het, ek gaan vir julle 'n ander helper, 'n trooster stuur, wat by julle kan wees, het hy ook hierdie woorde geuiter en gesê, hierdie is die simbool, dis die krag van dit, dat ek die laaste maaltyd saam met julle geniet. En dan in Lukas hoofstuk 22 vers 14 tot 20 skryf hy die volgende. En toe die tyd aangebreek het, het Jesus vir die ete aangesit en die apostels saam met hom. En hy sê toe vir hulle, ek het geweldig daaraan uitgesien om hierdie paasete saam met julle te eet voordat ek sal ly. Want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet voordat dit binne die koninkryk van God sy volle vervulling gekry het nie. Daarna het Jesus die beker geneem en 'n dankgebed uitgespreek. Vervolgens sê hy, neem dit en deel dit onder mekaar, want ek sê vir julle, ek sal beslis van nou af nie weer van die vrug van die druiwestok drink voordat die koninkryk van God ten volle gekom het nie. En Jesus is ook die brood geneem en 'n dankgebed uitgespreek, dit in stukke gebreek en vir hulle gegee, terwyl hy sê, dit is my liggaam, wat ter wille van julle gegee word. Gebruik dit tot herinnering aan my. Hy het dieselfde gedoen met die beker nadat hy die geëet het, gesê het, hierdie beker is 'n nuwe verbond, bevestig deur my bloed, wat ter wille van julle uitgegiet word. En vandag as geesvervulde mense kan ek en jy aan hierdie tafel kom sit en sê, Here, hierdie is die simbool, wat U gesê het, ek gaan weg, en ek gaan vir julle 'n ander trooster stuur, wat by julle kan woon, by julle kan wees. Die helper, die advokaat, die een wat my storie kom vat en dit beter maak. En ek wil jou vandag vra, as 'n individu, dat jy vir my sal opstaan en na hierdie tafels toe sal gaan en sal sê, ek doen hierdie vandag. Omdat dit 'n bewys is dat hy in my kom woon het. En vandag kan ek hierdie sakrament gebruik, hierdie heilige nagmaal gebruik, op grond van dit wat Jesus gedoen het. En ek is vandag oortuig, dat hierdie is nie net 'n ritueel nie, 'n godsdienstige poging nie. Hierdie is 'n verhoudingssakrament, 'n verhoudingsbeeld, van hoe naby hy aan my sou kom. Amen. Kan ek jou uitnooi? Hier's nagmaal tafels reg oor die auditorium, dat jy soontoe sal gaan, en dit saam met ons vandag sal geniet, met die herinnering, hy het dit vir my gedoen.